Hier staan ek onder in 'n gat. En ek wil nie hier wees nie, want 'n gat is 'n goorplek. En hierdie gat is nog eintlik maklik, ek kan hier uitklim. Maar ek praat vandag oor die donker dieptes van jou lewe. Waar jy op die oop stadium in 'n gat is, wat jy sê, ek wil nie hier wees nie. Maar ek kan nie hier uit nie, ek voel soos 'n mislukking, ek hoort nie hier nie. En ek wil nie hier wees nie. Dis pynlik en goor. Wat doen jy op 'n oomblik soos dit? Psalm 130 sê, daai gat is partykeer 'n baie nodige oomblik in jou lewe. Daar staan, uit die dieptes roep ek na die Here. Die ou beruiming, uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor asseblief. Weet jy, volgens Psalm 130 is dieptes in 'n gat soms baie kosbaar. Dis nodig, want dit kan 'n keerpunt wees. Dit vat my ontkenning weg. Tot nou toe het ek dalk gedink ek kan oral self regkom, maar nou skielik kan ek nie. En dan moet sê mens, Here, hierdie donker dieptes is nodig, want tot dusver het ek met ontkenning en met die probleem ontken probeer wegkom. Ek praat vandag oor rock bottom in jou lewe. En weet jy, in die behandeling van dwelmverslaafdes en drankverslaafdes is rock bottom die onontbeerlike nodige punt. Want as ek nog sê, nee wat, ek sal self hier uitklim, ek het nie hulp nodig nie, dan werk die rehab glad nie. Maar as ek by die punt kom waar ek sê, ek kan nie, help my, dan is ek by 'n kosbare keerpunt. Dan kry ek wysheid wat ek nie op die gelykpad kry nie. Weet jy, as iemand self by selfdood was, dan weet ek iets wat ander nie weet nie, of by bankrot, of by in watter ander skande ook daar was. Dus sê vir die Here, dankie daarvoor, en vra, wat nou? Psalm 130 sê, wat nou? Daar staan, uit donker dieptes roep ek. Dus moet asseblief nie hierso net klaar of dikbek wees nie. Begin om na die Here toe te roep en te vra, want hy het troue liefde en hy hoor. En daarom moet ons vir die Here vra, help vir my, sodat ek regtig kan uitkom. En nou wil ek 'n nog ongemakliker vraag vra. Wat het my in hierdie gat laat beland? Psalm 130 vers 3 sê, praat onmiddellik oor sonde en skuld, want meestal is die gat waarin ek is, presies my eie skuld. As ek in die tronk sit, hier en daar is 'n ou wat deur Al-Qaeda gevang is en vir 3 jaar in die woestyn aangehou is, dis nie eie skuld nie. Maar as ek in die tronk is, of na 'n affair of na 'n bankrotskap, dan is 'n groot deel daarvan my skuld. En dan moet ek vir die Here sê, Here, vergewe my sondes. As U dit my na reg straf, dan los U vir my hier in hierdie gat en sê, dis jou verdiende loon. Maar die Here sê, ek vergewe. En daarom moet ek dit erken en nie die gewilde metode volg van blameer, plaas die skuld op iemand anders nie. En dis waar ons nou is, dat ons moet sê, rock bottom is 'n kosbare iets, en as daar iemand rondom my op pad soontoe is, hoe moet ek dit hanteer? Weet jy, daar's ongelukkige verkeerde metode in veral verslawing en foute maak. En dis dat mense soms uit liefde en goeie bedoelings 'n enabler word. 'n Enabler is iemand wat my eintlik buffer om in die gat te beland. So as ek inval, help hulle my uit, en hulle laat my toe om weer dieselfde dinge te doen. Hulle beskerm my teen die gevolge van my dade. En daarom moet ek, as daar iemand rondom my is, soms toelaat dat hulle die gevolge van hulle eie dade beleef. As iemand weer eens 'n belofte breek rondom drank of dwelms of wat ook al, dan moet ek sê,
dis die gevolge. Beleef die gat. En dis moeilik, want ons wil nie vir iemand laat swaar kry nie. Die Here sê, tough love is op 'n stadium nodig. Tough love beteken nie soft love waar ek 'n buffer, 'n enabler word nie. Maar wat ek sê, dis die reëls, dis die gevolge, jy gaan dit beleef. Laaste deel van Psalm 130. As ek nou klaar gebid het, gevra het, gesê het, Here vergewe, en ek het die vergifnis gevat, wat nou? Wag ek vir 'n helikopter om my uit te lig, die engel? Psalm 130 sê, wag. Om te wag is moeilik, ek wil nou hier uitkom. Maar die Here sê, wag op die Here, want hy troue liefde, sy troue liefde sal kom, en daarom moet ek vir die Here vra, wag. Ek wil afsluit met 'n laaste iets, wat doen ek terwyl ek wag? Leonard Cohen het hier 'n besondere lied geskryf, Halleluja, wat 'n mens moeilik verstaan, wat hy sê, Samson en Dawid het uit 'n donker gat uit nog steeds Halleluja gesing, maar dit was 'n broken Halleluja. Dus in die gat sê vir die Here, ek het geen vreugde om Halleluja met vreugde te sing, maar ek gaan nog steeds sê, Here, ek loof U, want ek vertrou op U troue liefde. Die donker dieptes van ons lewens is nodig. Dis waar ons God beleef en wysheid kry. Kom ons bid daarvoor. Hemelvader, uit 'n gat uit roep ons na U toe en vra help. Seën hierdie swaar kry fases van ons lewe. Help vir ons om daaruit wysheid te kry deur U genade alleen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Groet vir jou hier van onder af. Ek gaan nou uitklim. Dis maklik. Sterkte met uitklim uit die gate in jou lewe.